Goed, so, ons is besig met organiese, chemiese reaksies. Ons het gekyk na die substitusie en die addisie en die eliminasie. Ons het hier die rooi omstandighede bygesit. En nou wil ek kyk na, as ek van 'n alkeen na alkohol toe gaan. 'n Alkeen na alkohol toe is 'n addisiereaksie, hidrasie. Ek gaan verdunde swaalsuur nodig hê. Hoekom maak dit sin? Want ek wil by die alkeen 'n hidroksielgroep bysit. So ek kort water. Hidrasie. So my katalisator gaan ek verdun hê. So jy het verdunde H2SO4, H2SO4, wat verdun is, of dan nou H3PO4. Dit is die enigste ander suur wat ons kan gebruik as katalisator, as dit kom by hidrasie en dan nou dehydrasie. En jy wil genoeg hitte hier hê. So jy gaan water, kom ons sê, hitte en water, en dit beteken jy gaan stoom hê. So as jy lees hitte, water, of jy lees stoom, dan weet jy dis dieselfde. En as jy dit by jou alkeen gooi, dan kry jy alkohol. Vir dieselfde, as jy die alkohol wil terugvat alkeen toe, het jy weer jou katalisator H2SO4, maar nou moet hy gekonsentreerd wees. Daar moenie water by wees nie. En dit behoort nou vir jou te begin sin maak, want as jy die OH wil wegvat, wil jy nie nog OH's bysit nie. Jy wil gekonsentreerde waterstof sulfaat, wat sit H2SO4 hê, en nou moet daar ek wil hom net, nie dat hy nou rooi lyk nie, en hierso gaan jy baie hitte nodig hê. Regtig baie hitte. So in die afwesigheid van water en baie hitte, gaan jy van jou alkohol 'n alkeen kan maak. As jy 'n verdunde swaalsuur bysit, 'n bietjie hitte en nog water, wat heel waarskynlik gaan bykom met jou verdunde H2SO4, dan gaan jy van die alkeen 'n alkohol maak. Die volgende een waarna ons kan kyk is van die alkeen af na die alkaan toe, wanneer ons net waterstof bysit. So hierdie is ook nie 'n maklike een om te gebeur nie. Jy wil daai dubbelbindings breek, en jy wil nie iets in hulle, jy wil waterstowwe in hulle plek sit. So daarom gaan ons die katalis, platinum, of nikkel, of dink dit is lood, gebruik. En hierdie is die rede hoekom ons by al ons myne, as hulle steenkool ontgin, of hulle ontgin aluminium, of wat se ander myne het ons, dan kry hulle baie keer hierdie as byproduk. En dit maak baie geld vir die myne. Jy kry baie minder van hierdie, ten opsigte van die volume wat jy uithaal, van die ander metaal, maar hierdie is ongelooflik baie werk werd. Jy kry baie geld per gram vir hulle, want dit word oral in die industrie gebruik as kataliste. Nou vir die, ons wil die addisiereaksie doen, ons het die katalisator. Hier gaan ons weer die oplosmiddel gebruik, CCl4, is 'n oplosmiddel, maar hy's nie polêr, dit help. En dan sit ons waterstof gas by. Ek kon hom seker ook so geskryf het. Waterstofgas word bygesit, en jy kan nou dink, as daar water is, dan gaan die alkohol vorm. Nee, hierdie was nie 'n moeilike reaksie om plaas te vind nie. Jy het verdunde swaalsuur nodig gehad, en so 'n bietjie hitte, en dan jy sommer die alkohol. So hier is dit baie belangrik, dat jy nie water moet hê nie.
Dit het ons al op 'n paar plekke geskryf. Hier moet jy nie water hê nie. As jy van 'n alkeen na haloalkaan toe gaan, moet jy nie water hê nie. As jy van 'n alkeen na die dubbel halogeen toe gaan, moet jy nie water hê nie. So, dit is so maklik een om te onthou. Die oomblik as daar water by is, gaan jy alkohol maak van 'n alkeen af. Hier ook, nee, van die haloalkaan af na die alkohol toe, was dit verdunde basis. En hoe verdun mens iets? Jy gooi water by. So, nee, die oomblik as daar water is, gaan jy hier eindig. As jy nie 'n alkohol wil hê nie, moet jy seker maak dat daar nie water by is nie. So dit was daai ene. Verkraking, so as ons van 'n alkaan na alkeen toe gaan, dan gaan ons ook van platinum gebruik kan maak, maar jy die katalytiese, hoe gaan ek omskryf? Sommer so. Jy het katalytiese en termiese kraking. En julle sal onthou van die video wat ons gekyk het, termiese kraking het hoë hitte en baie hoë druk. Druk moet in 'n klein letter P wees, nee. Baie hoë hitte en baie hoë druk nodig hê. Dan kan jy nou alkene maak, maar dis baie duur om daai omstandighede reg te kry. Ek dink ons het gepraat van 'n 750 grade Celsius. Nou moet jy onder daai verskriklike hitte 'n baie hoë druk ook toepas. Nee, dit klink vir my duur. Maar jy kan katalytiese kraking doen. Met jou katalyties gaan jy weer 'n platinum of 'n nikkel of 'n lood gebruik. En jy gaan 'n bietjie 'n laer temperatuur en definitief 'n laer druk nodig hê. So daar is my katalytiese kraking in, kom ons sê, matige hitte. Wel, dit is 500 grade Celsius. Dit is my moeilik om te sê dat dit matige hitte is. So jy het van 'n alkeen na alkaan toe, hidrogenering. Daai waterstofgas is belangrik. As jy van die alkaan na die alkeen toe gaan, sodat ons net die produk hiervan gaan alkaan en alkeen, 'n mengsel van die twee wees. Die alkane is brandstowwe, die alkene help ons, gebruik ons om plastiek te maak. Jy kan of termiese kraking hê of katalytiese kraking. En ek dink dit is dan nou ons breinkaart. Ek dink hy's redelik volledig. Ons het sonlig en bietjie hitte en UV-strale nodig om van 'n alkaan soontoe te gaan. Ons kan kraking, katalyties of termies. Ons kan van hom halogenering. Hierdie ouetjie sal jy ook dieselfde reaksietoestande nodig hê, die omstandighede, as die boonste een. Ons kan van die alkeen af soontoe gaan, ons kan teruggaan, ons kan van die alkeen af onder toe gaan, ons kan teruggaan. Hier so kort dit voel vir my 'n kort ekstra inligting hier. Ek neem aan dit gaan baie dieselfde wees as daai boonstes. Ek het so vermoede, maar ons sal seker maak wanneer ons die vraestelle uitwerk. Dan kan ons van 'n haloalkaan soontoe gaan, ons kan teruggaan na die haloalkaan toe en hier is niks nie. Goed, so dit is jou opsomming van al die reaksies.